klein entjie. Toe, Clara. 1, 2, 1 en 2. Ek het dit reg gekry. Nou hoef niemand my meer te help nie. Nou kan ek regtig goed loop. Nog nie regtig so goed nie, maar jy sal dit nog reg kry. Sal ons nie vir ouma skryf dat sy kom nie? Ja, kom ons skryf sommer dadelik. Goeiemôre, die posbode kom, ek het pos vir julle. Sy skryf sy kan enige tyd terugkom want sy het klaar gekuier. Sy skryf dat sy baie bly is dat jy kan staan. Ek het nog nie vir haar geskryf dat ek kan loop nie. Wil jy vir my sê jou ouma weet nog van niks nie? Ja, ek wil haar verras as sy hier kom. Hoe kan 'n mens so iets sommer net vir jouself hou? Ek sal dit lankal vir almal vertel. Ja, maar jy's mos 'n ou babbelkous. Ek 'n babbelkous, dis 'n mooi grap. Hoor net hier. Sy wil Saterdagoggend ry en dan is sy so teen die middag hier. Dis mos vandag Saterdag. Dan kom sy mos vandag. Natuurlik gaan ek soos gewoonlik nie by wees nie. Ek gaan alles misloop as hy kom. Ag, Jy sal niks misloop nie. Oupa het sy ook vir oupa geskryf. Ja, sê het. Staan nou op jou luihart en gaan saam met Pieter in die Bokkeveld toe. Soos ek ons Pieter ken, sal hy weer so teen vanmiddag sy kan daar wegsluip. Toe nou, Josef. dis nou goed. Ek dink dis wonderlik. Nou sê jy niks misloop nie. Is jy daarom nou tevrede, Pieter? Ja. Tot later. Goeienaand, nee. En jy sal haar skaars herken. Sy's bruin gebrand, gesond en lag die hele dag lank. Ek kan dit my goed voorstel. Toe ek klein was, was ons ook een keer in die berge. Onthou jy dit dan nog? Onthou jy ook hoe jy die kerkklokke gelui het? Ja. Ek kan natuurlik nog goed onthou hoe pa my oor sy skoot getrek het daaroor. Wat het nou eintlik die seerste gekry? Jou sitvlak of jou pa se hand? Jy het nie 'n enkele traan gestort nie. Om eerlik te wees, dit het nie regtig seer gemaak nie, maar toe hy my pak gegee het omdat ek die hond in die hoenderhok laat ingaan het, het hy 'n bietjie harder geslaan en toe was dit seer geweest. Ja, jy en jou hond was onafskeidbaar. Moeder, mevrou Seseman kom terug en daar's 'n baie aantreklike man by haar. Miskien is dit Clara se vader, maar Pieter het ons niks daarvan gesê nie. Weet die kinders dan nie? Moontlik, maar kan natuurlik ook 'n dokter wees. Dit sal ek nie vir jou kan sê nie. Jy het verlede keer die dokter gesien, nie ek nie. Ja. Wat is dit waaraan dink jy nou? Dink julle kom ons Heidi weer wegvat? Dink julle vat haar weer Frankfurt toe? Nee, hulle sal nie. Ek hoop tog so. Ek hoop jy is reg, Brigitte. Hallo ouma, welkom. Dit is maar meneer Seseman. Clara! Heidi! Clara! My kind, hoe kom dit met jou? Papa, ek is so bly. Ai, Clara. So bruin gebrand en jy het nog mooier geword, my kind. Dit sê pappa altyd. Ouma het dan nie 'n woordjie van geskryf nie. Ja, ek het haar daarom gevra. Jy sien, dit moes mos 'n groot verrassing vir jou wees. Dis sommer 'n groot. Klein Heidi, hoe gaan dit? Ag, hoekom vra ek? Mense kom ons sien dit gaan goed. Jy lyk pragtig. Maar julle moet nog ons verrassing sien. Heidi, moenie. Ekskuus. Clara, Heidi, hoe gaan dit met julle? Het julle twee nou net van 'n verrassing gepraat? Nee, ouma. Kyk net bietjie hoe lyk die kinders, moeder. Lyk hulle nie albei te pragtig nie? Lyk Heidi nie net soos 'n prentjie nie? 'n Mens herken haar skaars. Kom ons gaan groet vir Am U. Ons het dit alles aan hom te danke. Dis vir my aangenaam om met u kennis te maak. Goeiemiddag. Dit moet met nou toe. Ja. Ek wil u regtig van harte bedank vir alles wat u vir Clara gedoen het. Dis nie nodig nie. O, dit is. Moenie so beskeie wees nie. 'n Mens hoef net na my Clara te kyk om alles te weet. Die kind was nog nooit so stralend nie. As jy iemand wil bedank, bedank dan vir die berge en vir Heidi en Pieter en die diere. Maar ek het 'n gevoel dat jy heeltemal te gou dankie sê. Hoekom?
Die kinders het 'n verrassing vir u. Ek glo dit nie. Clara het opgestaan. En nou 'n trek. Kyk net daar, die kind loop, die kind kan loop. Die verrassing was 'n sukses. Dit kan nie wees nie. Clara. Clara, my kind. Hoekom wens julle my nie geluk nie? Ek glo dit nie. En jy het nie op woord daarvan geskryf nie. Ek het so gretig gesit en wag. As ouma geweet het, sou dit nie 'n verrassing gewees het nie. Clara. Clara, my kindjie. Toe wat sê pappa nou? Ek is sprakeloos. My klein Clara, ek is so bly by Uiteindelik kan Clara. ek loop soos al die ander kinders. Staan ons hier en nou soos 'n klomp kinders. Baie dankie aan u. Ek weet nie ons julle ooit daarvoor sal vergoed nie. Haai, niks nie. Peter. Dankie. Dankie. Nou weet ek werklik nie meer of ek wakker is en of ek alles dag net gedroom het nie. Ons verrassing was toe sommer 'n groot verrassing. Ja, dit was Heidi. Dit was 'n groot verrassing. Nou kom hulle almal weer terug en Almie dra die meisietjie uit Frankfurt. Ek is bang, Brigitte, ek is bang dat hulle Heidi gaan saamneem. Vra haar, hier kom sy na ons toe. Ek is nou weer terug. Goeiemiddag, ouma. Ouma. Heidi, Ja, ja, want dis ek so lank klaar hier was. Sê my eerlik, kind. Gaan jy saam met hulle? Gaan jy saam Frankfurt toe? Wat? Maar ouma, Ek wou u ook net gou kom groet het. Goeiemiddag, mevrou Seseman. Ek is tog so gelukkig. Die kinders het u seker daarvan vertel. Ons Clara kan weer loop. Ek het so lank al opgehou hoop dat dit ooit eendag sou gebeur. Ek kan dit nog nie glo nie. Mag ek u asseblief iets vra? Is u van plan om ons Heidi saam te neem wanneer u weer teruggaan Frankfurt toe? Maar nog nooit nie. Waar kom jy daaraan? Is jy nog steeds bekommerd oor destyds? Kan jy dit nie maar vergeet nie? Ek kon dit nog nooit vergeet nie. Ek dink gedurig daaraan. Weet jy, Heidi hoort hier. Ja, ons weet dit nou. Ons het nou besef waarom Heidi nooit by ons gelukkig kon wees nie. Heidi hoort hierso, hier by julle, hier in die berge. Dit is die wêreld waar ons Heidi gelukkig is. Heidi, vertel jy vir ouma dat jy nêrens heen gaan nie, sodat sy dit kan glo. ek bly Ja. net hier. Is ouma nou tevrede? Ouma moet regtig nie bang wees nie. Ek sal nooit uit my eie hier weggaan nie, ouma. Beloof jy? Ja, natuurlik. Dit is 'n belofte en 'n belofte is 'n belofte en word nooit verbreek nie. Dit weet ouma mos. Ouma hoef nie meer bang te wees nie. Verskoon dat ek so wantrouig was. U hoef my nie om verskoning te vra nie. Ek kan dit verstaan. Ek wil net hê u moet u in die toekoms nie meer bekommer nie. Nou goed, dan moet ek dit ook so stadig aanglo. Julle weet net nie hoe bekommerd ek was nie. Nou is dit alles verby. Dit sal ek mis. Wat? Wanneer ek jou sien eet, word ek altyd honger. In Frankfurt sit ek juffrou Rottenmeier oorkant my. Hoekom sê jy nou Frankfurt? Want ek moet weer teruggaan. Sien? Nee. Bedoel jy dit nou regtig? Ja. Is dit regtig die waarheid? Ja, sy gaan môre weg. Clara moet die winter in Frankfurt gaan bly. Sy's nog nie sterk genoeg om hier te bly nie. Moenie so treurig wees. Die volgende lente kom Clara weer hierheen. Is mos net. Ja. Een of ander tyd moet ek ook weer begin leer. Ek sien. Kan jy nie maar ophou leer nie? O ja. Ek kan, maar die ander wil my dit nie toelaat nie.
Juffrou Clara, dit mag jy nie doen nie en dat mag jy nie doen nie. En dit nie en dat nie en dit nie en dat. Ja, juffrou Rotmeier. Volgende jaar sit sy oral kan samel. Ek weet. Kom ons sing iets. As ek die hele winter lank fliks oefen, sal ek dalk volgende jaar saam met julle kan dans. Ons die slim berg wil klim en die wye wêreld in. Stok en hoed, pas hom goed. Hy is vol van moed. Maar die moeder hart voel seer. Hans is in die huis nie meer. Hoor nou net moeder sug. Hart loop gou terug. Totsiens, Schwenli en Tata ou klein. Dis amper tyd. Totsiens, Berlie, tot volgende lente. Dan kom ek weer, regtig. So ja, terug in die stal met julle tot ons weer kom. Totsiens. Totsiens, Josef. Oupa, wag eers. Goed, Clara. Nou is dit verby. Ek sal net daarvan droom. Die hele lange winter sal ek dit nie sien nie. Ek sal dit vir jou teken. Kan ons nou verder gaan? Ja. Laat dit goed gaan. Ja, totsiens almal. Jy weet jy sal altyd baie welkom wees by ons. Ja, ek weet. Baie dankie. Heidi, moenie my vergeet nie en skryf gereeld asseblief. Clara, totsiens hoor. Liewe Clara, ek sal elke dag vir jou skryf. En ek vir jou. En vir jou ook, Pieter. Jy hoef nie, ek hou nie van lees nie. Totsiens, Clara, mooi. Totsiens, baie dankie vir alles. Moenie vergeet om te skryf nie. Clara! Clara. Volgende jaar kom ek weer. Totsiens, Clara. Mooi bly, Heidi. Totsiens, Pieter. Tata. Totsiens, Clara! Totsiens. Ons sien mekaar weer in die lente. Totsiens, Clara. Hy gaan nou verdwyn. Nou. Beloof my jy sal regtig weer kom, Sy Clara. hoor jou nie meer nie.
een trossie mooier as die ander. Liewe Heidi, vandag skryf ek 'n hele boek vol. Die warm bed is vir Pieter se ouma. Ouma wil graag hê sy moet dit kry. Liewe Heidi, vandag kan ek ongelukkig net 'n kort briefie skryf. Meneer kandidaat het 'n nuwe vak bygegee en dit hou my baie besig want dit is baie moeilik. Weetkunde. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wonderlik, juffrou Clara. As jy so aanhou, sal jy gou weer kan terug aan berge toe. Het jy niks daarteen nie? Niks. Waarna kyk jy nou eintlik? 'n Grys hemel, sneeuvlokkies en sneeu. En wat is nou so snaaks daaraan? Hoekom moet mens die hele tyd daarna kyk? Sommer, ek wil hê die sneeu moet verdwyn sodat Clara kan kom kuier. Dit sal nog lank wees. Hoe gaan dit met haar? Het sy alweer geskryf? Ja, dit gaan goed. Ah. Sy klim al trappe. Die son word al warmer. Ja, dit word warmer. Sal ons gaan? As jy wil. Mooi, dis 'n speeltreintjie. As ons in die trein klim, kan ons vir Clara gaan kuier. En sy kan vir ons kom kuier. Hallo, hi trein, bring Clara hiernatoe. Hallo trein, bring vir Clara toe. Clara, 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 Heidi, Pieter, hier sê ek. Dit was nog nie tyd vir kuier nie. Heidi, Pieter en Clara het nog maar steeds net in hulle drome saam in hulle bont blommevelde gebaljaar. Maar hulle het geweet dat die tyd nou aanbreek, wanneer alles sou gebeur soos hulle dit in hulle drome gesien het. Hulle het geweet hierdie dag sou kom en dat dit glad nie meer so lank was nie. Hulle was uitbundig bly daaroor.
O, jammer, dit was alles net 'n droom. Ai, tog, ek het sowaar my mantel afgehaal. Darm blaf. Trek hom gou weer aan, net nou kry jy verkoue en dan. Ek het vir 'n oomblik gedink sy kom regtig deur die sneeu aangestap. Ag, dis jammer, vreeslik jammer.